Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Maandag 24 Augustus. Eenvoud en opregtheid. Gister het ons gesien op watter wyse Paulus se liefde vir die Korintiërs uiting gevind het. Hy vertroos die lidmate te midde van hulle swaar kry, net soos die Here hom te midde van sy eie beproewings vertroos het in 1 Korintiërs 1 vers 1 tot 11. Vandag sal ons sien dat die apostel ook op 'n ander wyse uiting aan sy liefde vir hulle gegee het. Te wete dat hy en sy medewerkers die lidmate in Korinte met integriteit bedien het. Lees 2 Korintiërs 1 vers 12 tot 14 aan die hand van die hoofstuk 2 vers 17 en 4 vers 2. Hoe openbaar Paulus se opregtheid sy liefde vir die Korintiërs? Ons lees 2 Korintiërs 1 vers 12 tot 14. Want ons roem is dit, die getuienis van ons gewete, dat ons in eenvoudigheid en reinheid van God, nie in vleeslike wyse nie, maar in die genade van God in die wêreld verkeer het, en veral by julle, want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie, en ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan. Soos julle ook gedeeltelik van ons verstaan het, dat ons julle roem is, net soos julle ook ons roem is, in die dag van die Here Jesus. 2 Korintiërs 2 vers 17 lees, want ons is nie soos baie wat handel dryf met die woord van God nie, maar as uit opregtheid, maar as uit God, in die teenwoordigheid van God, spreek ons in Christus. Hoofstuk 4 vers 2 lees, maar ons het van die heimlike dinge wat skandelik is, afstand gedoen, en ons wandel nie in listigheid of vervals die woord van God nie, maar deur die waarheid aan die lig te bring, beveel ons by elke menslike gewete voor God aan. Die vraag lees weer, hoe openbaar Paulus se opregtheid sy liefde vir die Korintiërs? 2 Korintiërs 1 vers 12 tot 14 vorm die openingsargument van sy kwessie wat hy wil aanroer en die argumentasie wat hy in die res van sy sendbrief ontwikkel. Die kwessie? Party in Korinte betwyfel sy integriteit en egtheid van sy apostelskap. Volgens hulle was Paulus te weifelend en besluiteloos van aard, karaktereienskappe wat nie by die apostoliese bediening pas nie. In antwoord hierop beklemtoon Paulus dat hy en sy kollegas met absolute integriteit teenoor die Korintiërs opgetree het. 2 woorde som Paulus en sy medewerkers se gedrag teenoor die gemeente op: eenvoud en opregtheid. 2 Korintiërs 1 vers 12. Die term eenvoud wat hier gebruik word, kom van die Koine Griekse woord aplotes, wat in die teksvers as aploteti verbuig word. Binne hierdie konteks dui dit op persoonlike integriteit in woord en daad. Kortom, dat hul beweegredes eg was. Efesiërs 6 vers 5 lees, diensknegte, wees gehoorsaam aan julle Here na die vlees, met vrees en bewing in opregtheid van julle hart, soos aan Christus. Kolossense 3 vers 22 sê ook, diensknegte, julle moet julle Here na die vlees in alles gehoorsaam wees, nie met oediens soos mense behaers nie, maar in eenvoudigheid van hart, omdat julle God vrees. Op die beurt dui die ander vertaalde term godvrugtige opregtheid uit die Koine Griekse eilikrenia hier onverbuig ook op integriteit en die gebrek aan bymotiewe. Die Korintiërs het nie enige rede om Paulus se bedoelings in twyfel te trek nie. Hy sê pertinent dat sy eenvoud en opregtheid van die Here kom. Hierdie idee word baie gepas in die nuwe vertaling weergegee. Paulus hulle se optrede in 2 Korintiërs 1 vers 12 was met die openhartigheid en eerlikheid wat van God kom. Voorts voer Paulus in dieselfde teksvers aan dat hierdie leraar-eienskappe deur die genade van God aan hulle geskenk is. Dit wil voorkom dat Paulus se teestanders hom in vorige skrywes verkeerd verstaan het in 2 Korintiërs 1 vers 13 en 14. Paulus verseker hulle dat die bedoelings goed en duidelik was.
Hy is seker dat die onkreukbaarheid van sy woorde, bedoelings en dade, volgens 2 Korintiërs 1:14, op die dag wanneer ons Here Jesus kom, bevestig sal word. Het mense al jou motiewe of bedoelings, hoe welmenend en opreg dit ook al was, in twyfel getrek? Wat leer jy hieruit? Veral wanneer jy self 'n ander se beweegredes in twyfel wil trek.